red my. Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Of as ek dit anders kan stel, sê dit, red my, bid ek, Seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Red my, bid ek, tot die hoogste. Wanneer Jesus hierdie woorde, wanneer die mense hierdie woorde oor Jesus uitroep, terwyl hy in Jerusalem binnegaan, bevestig hulle sy goddelike ingesteldheid, sy rol en sy vermoë om hulle te red. Hulle haal dit aan uit die Psalm 118, waar dit uitroep tot Jahwe, tot God. Miskien het die mense iets verstaan rondom Jesus se rol en wat Jesus moet wees. Wanneer hy Jerusalem binnegaan, stem dit ooreen met dit wat ons in Sagaria 9 lees, wat voorspel dat die verlosser sal op 'n donkie in die stad inkom, soos wat ons dit lees hier in Matteus 21. Die eerste eeuse Jode reageer met ander woorde op dit wat hulle sien, op die bevestiging van die verlosser. Hulle reageer op dit wat hulle verstaan gaan gebeur. Dit laat verskeie vrae ontstaan by my. Hoe gereeld sien ons die ooreenkomste tussen wat gebeur en wat God se plan is? Hoeveel parallelle of geleenthede sien ons mis ons? Ons weet nie, want ons lees nie. En hoe gereeld vergeet ons om te sê, red my. Daagliks, net soos die hele stad Jerusalem tydens die Paasfees, moet ons vra, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Hy's Jesus. Het jy al vandag gevra, Jesus, red my?